Goeiedag en welkom. Ons reflekteer saam oor die Heilige Gees as die een wat wysheid gee. Nou wat is wysheid? Hoe sou jy dit beskryf? Hier is 'n paar antwoorde van 'n paar kinders. Joe, 10 jaar oud, sê, moenie jou sussie kwaad maak terwyl sy haar hokkiestok vashou nie. Pieter, ook 10, moenie jou hond vertrou om jou kos op te pas nie. Michael, 14 jaar oud, sê, wanneer jou pa vir jou kwaad is en vir jou vra, lyk ek of ek vir jou dom is, moenie hom antwoord nie. En Jessica, 11 jaar oud, sê, wanneer jou ma vir jou pa kwaad is, moenie laat sy jou hare borsel nie. Kinders kan so opreg en eerlik antwoord en dikwels ook eenvoudige, tog akkurate antwoorde gee. Hulle antwoorde hier is dalk ligsinnig, maar lei ons tog in 'n rigting om te dink oor wat wysheid is. Wysheid is die goeie wat ons leer oor tyd. Dit het te doen met insig en oordeel en die vermoë om te onderskei veral wanneer iets nie voor die hand liggend is nie. Dit is kennis van wat reg en goed is, saam met die regte oordeel van wat nou nodig is. Dit is 'n verstaan van iets wat ander dalk nie insien nie. Wysheid is dus nie bloot net common sense nie, en dis ook meer as intellektuele verstaan of kennis. Wanneer ons kyk na die pad wat God met die Israeliete stap, of Jesus met die disippels stap, dan sien ons dat die kennis en insig wat nodig is vir ware wysheid, die tipe kennis is wat jy by jou rabbi, jou leermeester leer, deur saam met hom te leef, deur te kyk na hom en te luister na hom, deur sy lewenstyl aan te neem en op die ou einde hom na te boots in jou lewe. Moses leer dit by God. Die disippels leer dit by Jesus. Hulle leer oor tyd, soos hulle die pad saam stap. En nou het ons die Gees van die Here wat hierdie wysheid vir ons leer. Lees saam met my uit Jesaja 11 uit. Die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die Gees van God wat op Jesus rus, wat hom wysheid en insig gegee het, raad en sterkte, is nou ook in ons. Ons word ingenooi om deel te hê in die wonderlike dans tussen God Seun en Heilige Gees. Ons kan deel van die gemeenskap, die liggaam van God wees, en daardeur rus die Gees, wat genoem word die een wat wysheid gee, ook op ons. Wat 'n voorreg. Jy was sekerlik al in 'n situasie of 'n seisoen wat daar van jou groot wysheid gevra is. Ons leef in 'n komplekse tyd en wêreld waar dinge so dikwels grys is. Met baie inligting en oorvloed opsies en veranderlikes raak die koershou met wat wys is soms uitdagend. Dalk moet jy onderskei wat nou reg en goed in 'n verhouding is of in jou werksomstandighede. Dalk moet jy 'n wyse besluit neem en kies tussen 2 goeie opsies. Of jy moes die beter van 2 slegte opsies onderskei en bepaal hoe jy daarmee gaan werk. Dalk moes jy in wysheid konflik ontlont of uitpleis wat jou jong volwasse kind nou nodig het. Dalk moet jy nou grense stel in 'n vriendskap, maar die hoe gaan bepaal of julle vriendskap dit gaan oorleef. Dalk het jy wysheid nodig om op so 'n manier werkloosheid of siekte aan te pak dat jy nie jou innerlike gesondheid ook prysgee nie. As mense is ons beperk, maar ons het toegang tot onbeperktheid in God. Sy Gees is in ons en kan, as ons hom toelaat, ons lewens bepaal. Jy het 'n metgesel, 'n vriend, wat wysheid personifiseer. Hy wil en kan hierdie wysheid en insig en raad en sterkte gee. Ons herinner mekaar dat die Heilige Gees nie 'n iets is nie, maar 'n iemand. En daarom kan daar dus 'n baie persoonlike, organiese, relevant tot jou situasie gesprek geskied. Die uitnodiging is net om te ervaar hoe die Gees van die Here op jou rus en vanuit hierdie ervaring van God in jou te leef en te reageer. Dalk is die ervaring van die Heilige Gees in jou lewe dus nie noodwendig onmiddellike antwoorde of deurbrake nie, alhoewel dit kan ook so wees. Dit is dalk eers die ervaring van God wat saam met jou in die kompleksiteit of in die onsekerheid is, wat te midde daarvan op jou rus.
wat die gewig daarvan saam met jou voel en saam met jou dra. Dalk is dit die ervaring van 'n metgesel wat stadig met jou saamloop en in alledaagse gesprekke vra wat jou lei tot verheldering, wat jou help reflekteer en leer uit hoe hy jou al gelei het, wat jou help let op wat hy nou sê, wat jou draai na mense wat hy gebruik om sy kennis en insig vir jou te openbaar, wat vir jou bemoedigend fluister in die stilte en jou weer nooi om te vertrou. Wat leef in jou hart as jy hoor dat hy genoem word die een wat wysheid gee? Waarvoor het jy wysheid nodig? Vra hom, wag op hom, lees sy woord met biddende oë, dink daaroor en herhaal dit in jou hart. Kyk nou hoe hy werk in jou lewe. Maak jou ore oop vir hoe hy met jou praat. Job 12 vers 13 sê, by God is wysheid en krag, by hom is raad en insig. Ons het toegang tot wysheid deur hom, deur 'n verhoudingslewe, want die Gees van God is vir ons gestuur en rus nou op ons. Soos wat ons na 'n betroubare mentor sou gaan, kan ons na hom draai, wat ons nooit teleurstel nie. Kom ons bid saam. Heilige Gees, dankie vir u teenwoordigheid en werk in ons lewens. Lei ons en leer ons en maak ons sensitief vir u stem. Geef vir ons wysheid vir ons elke dag se lewe, vir groot besluite en vir klein besluite. Laat wysheid ons verhoudings vorm, ons gedagtes, ons manier van lewe. Laat ons meer soos u word. Amen.